So besef ek toe later gister, ons het skoon 18 geskiep en reguit 19 toe gegaan. So vanmôre gaan ons so 'n paar verse terug na 18 toe. Ek is Rinus van Sion in Parys. Ons is besig met 2 Petrus en vanmôre lees ek vir jou vers 14 en vers 15. Hulle pleeg egbreek met hulle oë en van sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is goed afgerigte geldwolwe, sulke vervloektes. Hulle het weggedraai van die reguitpad en verdwaal geraak. Hulle het die pad geloop van Biliam, seun van Beor, wat daarvan gehou het om vir die geld verkeerde dinge te doen. Jesus, wat 'n getuienis is dit. Vandag wil ek met jou praat oor Biliam se verhaal. Toe 'n besorgde koning Balak hoor wat die 3 miljoen Israeliete wat op pad was aan koning Sion en Og gedoen het, het hy 'n profeet met die naam Biliam laat kom om hulle te vervloek. Die koning wil jou sien, het Balak se gesant aan Biliam gesê. Biliam het toe vir God gevra of hy moet gaan. Toe God sê, nee, het Biliam vir die gesant gesê, jammer ouens, God sê, ek kan nie gaan nie. Toe Balak dit hoor, het hy meer magtige manne na Biliam se huis gestuur. Weer het Biliam gebid, die Here het gesê, ek kan nie gaan nie. Om die waarheid te sê, selfs al het jy vir my 'n huis vol goud gegee, kon ek nie met jou saamgaan nie. Asof hy vir hulle gesê het wat hy graag sou wou hê, né? Nadat hulle na Balak teruggekeer het, het hulle 3de keer aan Biliam verskyn, hierdie keer met 'n huis vol goud. Op hierdie stadium het Biliam weer gebid en hierdie keer het God gesê, as jy gaan aanhou om die punt te druk en jou pad wil hê, gaan maar. Moenie iets sê wat ek nie vir jou sê om te sê nie. Biliam het toe op sy donkie geklim en Balak gaan besoek. Op sy pad het God 3 keer ingegryp en 'n engel gestuur om in Biliam se pad te staan. Maar net sy donkie het die engel gesien. Wat Biliam so kwaad gemaak het, dat die donkie uiteindelik uit selfverdediging moes praat. Biliam het Balak uiteindelik bereik en alhoewel God hom nie toegelaat het om 'n vloek oor die volk uit te spreek nie, was Biliam instrumenteel daarin om 'n vloek oor hulle self te bring. Numeri 22 tot 24. Deur terug te reik na hierdie Ou Testamentiese verslag, sê Petrus dieselfde hebsug wat Biliam gemotiveer het, motiveer vandag nog valse leraars. Mag die Here ons help om te onderskei in die tyd waarin ons leef, as ons om ons rondkyk, om te weet wie die suiwer woord van God verkondig en liefhet. Mag die Here jou seën in die dag, mag hy jou bederf met sy teenwoordigheid en mag dit sommer net 'n wonderlike dag wees. Môre kuier ons verder. Amen.